Goeiemôre Matrix. Ja, en hier is alweer aan die vooraand van 'n volgende lang naweek. Terwyl ons eintlik nog net een hele lang naweek gehad het, sedert ons by die lockdown besig was, nê. Maar ek het nou vandag nog een les oor en daarom het ek gedink om eerder 'n hersieningsles in te werk oor die eerste kwartaal en veral MyWOSE, soos ek gister gesê het, omdat ek gesien het dat leerders nogal partykeer sukkel met MyWOSE. So wat my plan vandag is om MyWOSE net vlugtig te hersien. Jy ken nou al die kern, ek gaan net eintlik op belangrike dele van MyWOSE klem lê en dan gaan ons na 3 vrae kyk wat in ou vraestelle was, sodat jy net weer kan sien hoe dit moontlik gevra kan word. En dan wil ek ook sê, die laaste deel van die senuweestelsel kon ek nie in een periode inpak nie, want dit is dan nou die endokriene stelsel, en dit is omtrent ook weer so 3-4 periodes se werk, so dis hoekom ons nou maar vandag hier aangaan met 'n hersieningsles. En dalk stel jy nou net hier ook weer iets op, wat jy nie geweet het, of wat jy dalk nie mooi verstaan het nie, en dit is dalk goed vir jou ook vandag. Reg, so kom ons begin dan by die eerste ding. Ek wil net weer vir jou sê oor die woord karyotype, dat jy weet, dit gaan oor 'n mens se volledige stel kromosome. Hier is die kromosome nou almal so uitmekaar gehaal, dit is die vroulikes, en dan pak hulle so mooi van groot na klein in die grootte van die kromosome, hoe hulle gebind is, en hulle is dan netjies gerangskik, en ons praat dan van dit as 'n karyotype. Ek het ook daarna verwys by genetika, maar dis ook sommer net gou vinnig weer 'n hersieningie, dat jy kan die term karyotype onthou. Nou wil ek weer ook vir jou wys, wanneer praat ons van 'n ongerepliseerde kromosoom en 'n gerepliseerde kromosoom. Hierdie skyfie het ek ook by die genetika gewys, maar ek gaan nie nou op al die ander goed na kyk, gene en daai goed nie. Ek gaan net vir jou wys, as ons 'n ongerepliseerde kromosoom kry, dan sit soos hierdie blouetjie, of soos die heel aan die ander kant die pinke, wat die kromosoom uit 'n enkele kromatied bestaan, 'n enkele draadjie bestaan. En voordat hy weer 'n kromosoom gaan word met 2 kromatides, dan moet dit DNS-replisering laat plaasvind. En jy het geleer dat in die interfase vind DNS-replisering plaas. So, as ons dan praat van 'n ongerepliseerde kromosoom, dan is dit 'n kromosoom waarvan jy net een draadjie sien. As jy duidelik die 2 kromatides kan sien soos hier, dan weet jy dis 'n gerepliseerde kromosoom. Want dan het daai DNS wat jy in die eerste kwartaal geleer het, verdubbel om vir ons 'n tweede draadjie hier te vorm. Hierdie 2 kromatides is dan identies aan mekaar. Dis eers later as ons by die oorkruisingsproses het wat dit gaan verskil. Reg, so ek hoop jy verstaan nou daai beginsel, en dan natuurlik as ons praat van 'n homoloë kromosoompaar, soos hierdie 2, dan is dit dieselfde kromosome, dieselfde eienskappe, lyk dieselfde, maar een is van die vader en een is van die moeder, en saam is hulle dus 'n homoloë kromosoompaar. Reg, kom ons gaan kyk en gou na die verskillende fases. Nou ek gaan nie interfase doen nie, maar as jy gaan kyk na mitose selfs wat jy in graad 10 gedoen het, want jy moet hom ook weer bietjie ken om te vergelyk met MyWOSE, en MyWOSE wat jy nou doen, is dit basies 'n proses wat in 'n sirkel plaasvind, in 'n siklus plaasvind. So aan die einde, as die telofase 2 klaar is, dan moet daar weer 'n replisering plaasvind, interfase moet weer plaasvind. Sodat jy net weet wat interfase pas of voor profase in, of na telofase. Dit hang af hoe jy na hierdie ding kyk, maar ons begin met 'n interfase proses. En as jy na interfase kry, dan kan jy kyk, na 'n prentjie kyk, dan sal daar nog geen sigbare kromosome wees. Dit sal net kromatien draadjies wees. Maar die oomblik wanneer jy begin sigbare kromosome kry, soos hier, en dat jy sien dat daar nou pole gevorm word soos daar, deur sentriole,
Want jy sal ook onthou, ons het gesê, ons werk hier by meiose met die mens. So, dis dan 'n diersel, en by die mens en by dierselle vorm die centrioles altyd die pole. Goed, nou hier kan 'n mens sien dat kromosome lê in hulle homoloog kromosoompare. Ek gaan nou iets sê oor die oorkruising daar. En ons kan sien hierdie stippellyntjies hier dui vir ons aan dat die kernmembraan besig is om te verdwyn. Hierdie is dan met ander woorde die selmembraan en die inhoud hier is dan die sitoplasma. En dan as die kernmembraan verdwyn, is sitoplasma en kernplasma met ander woorde gemeng. Reg, nou sien ons in hierdie spesifieke sel, nou liewe matrieks, jy moet asseblief onthou, wanneer die eksaminator vir jou 'n sel gee, en daar is 4 kromosome in, en hy sê bestudeer die sel en beantwoord die vraag, dan gaan dit oor hierdie sel wat, soos ons hom hier sien, met 4 kromosome, daar's 'n 1, 2, dit vorm 'n homoloog paar, daai een en daai een vorm 'n homoloog paar. Dan kan jy nie nou sommer die mens se sel en kromosoomgetal hier ingooi nie, want die vraag gaan oor hierdie spesifieke sel. So let asseblief mooi op daarna, want ek kry dit dikwels, en dis bloot omdat jy in jou kop alreeds die antwoord ken, maar vergeet het om na hierdie betrokke skets of die een in die eksamenvraagstel te kyk. Goed, so dit is wat in proefase gebeur. Nou die belangrikste proses in proefase is dan die proses van oorkruising. Hierdie proses. Ek gaan nou vir jou 'n volgende skyfie wys waar hy mooi is, waar jy kan sien, hierdie homoloog kromosoompaar, daai een was van die pa en daai een is van die ma, vorm kruispunte. En ons sê eintlik as ons nou praat van die blou kromosoom se 2 kromatides, dan sê ons hulle is susterkromatiede. Nou sê ons 'n susterkromatied, is daai een is sy suster, kruis met 'n nie susterkromatied, want hierdie pinke is verseker nie sy susterkromatied nie, daai pinkes is weer susterkromatiede. So ons sê 'n susterkromatied oorkruis met 'n nie susterkromatied, en daai kruispunt word 'n chiasma genoem. En dan op daai kruispunt kan daar uitruiling van genetiese materiaal plaasvind. So, kyk hierso kan jy sien by hierdie ene, die blou kromosoom het nou die gene van daai punt van die pink kromosoom gekry, en die pink kromosoom het weer die blou kromosoom se gene daar gekry. So daar was absolute uitruil van gene. Nou wil ek ook vir jou sê, wanneer hierdie 2 homoloog kromosome so in hierdie oorkruistoestand is, dan praat ons van dit ook as bivalente kromosome. En ons gebruik hom net hier by die oorkruising. So nêrens anders nie, ons sê, nou is hierdie, die oomblik as hulle kruis, nou is hierdie kromosome ook bekend as 'n bivalent. Nou, wanneer hierdie uitruiling nou plaasgevind het, is die grootste rede vir 'n uitruiling genetiese variasie. Want nou beteken dit dat hierdie kromosoom wat aanvanklik die pa se gene gedra het, die pa se gene nou ook het, maar kyk net wat kry hy by. Hy kry van die ma se genetiese samestelling by. So, na die proses oorkruising, het elke kromosoom van daai homoloog paar eienskappe van beide die pa en beide die ma. En dit bring vir ons daai variasie element in. En dit is nogal belangrik, want ons het mos nou in genetika ook geleer hoe daai variasie miskien in 'n sekere omstandighede 'n beter aanpassing bring, en dan kan daardie organisme beter oorleef. So onthou dit maar net, of soos ek sê, ek het daai alreeds in die genetika ook vir jou verduidelik. Reg, so hierdie proses van oorkruising is baie belangrik. En die mense, of liewer die eksaminatore, hou daarvan om hierdie proses te vra. En onthou, hy's deel van profase 1. Goed, kom ons gaan kyk dan gou na metafase 1. Die belangrike ding, onthou, ek gee nou nie alles weer nie, ek haal die belangrike dele vir jou uit.
By metafase 1 het ons nou gekry dat hierdie homoloë paar, sien jy daar het hulle al klaar uitgeruil oor kruising in die profase 1 wat plaasgevind het. Kom lê nou met die ewenaar lê so, kom lê dit so weerskante van die ewenaar. En weer 'n keer, hulle rangskik lukraak, onafhanklik. Hulle rangskik nie sodat al die blou kromosome aan die een kant is of al die groenes aan die ander kant is. Bloot eenvoudig kom rangskik hulle lukraak op daardie of weerskante van daardie ewenaar. En dit bring weer variasie in. Want nou beteken dit as ons nou hierdie eerste meiotiese deling klaar afgehandel het, is daar 2 dogterselle en daai 2 dogterselle het party van die pa se kromosome in van 'n homoloë paar en partykeer van die ma, so daar bring absoluut nuwe variasie in. En toe het ek ook vir jou gesê, onthou, dit is ook wat Gregor Mendel in sy wet van onafhanklike sortering gesê. Hy het daardie wet, maar as hulle vir jou vra wat gebeur in metafase 1, dan gaan dit oor lukrake rangskikking van die homoloë pare weerskante van die ewenaar. Maar dit het direk te doen met Mendel se wet van onafhanklike sortering. Goed, dan gaan ons na die anafase toe. Anafase 1, en ek kan ook nie vir jou meer beklemtoon hoe belangrik dit is, as jy meiose 1 doen, dat jy asseblief by elke fase sal sê, meiose 1, anafase 1, profase, metafase 1, telofase 1, daai 1 is baie belangrik, en by die tweede gedeelte van die meiotiese deling, die 2, anders verloor jy punte, omdat jy eenvoudig nie 'n 1 of 'n 2 bygeskryf het nie. Right, kom ons kyk gou wat gebeur by anafase 1. Die belangrikste vir my hier is dat jy sal weet dat hierdie homoloë kromosoompare skei nou. So 'n heel kromosoom beweeg na daai pool en sy maatjie hier beweeg na die ander pool. En hier het ons dan nou met ander woorde ook waar die kernmateriaal nou verdeel word, nê, karyokinese wat jy geleer het. So elke pool, elke sentriool wat die pool vorm, ontvang dus die helfte van die oorspronklike getal kromosome. Goed, kom ons gaan na telofase 1 toe. Nou telofase 1 weet ons so bietjie, kan ons sê dis die teenoorgestelde van profase 1, en jy sal opmerk, ek het nou nie meer byskrifte hier bygevoeg nie, maar dieselfde byskrifte geld nog steeds, nê? As jy 'n skets of 'n diagram moet teken, moet jy dit insit hierso. Nou die belangrike ding van telofase 1 is hierdie insnoering. Omdat hierdie 'n diersel is, dan gaan hy 'n selmembraan gaan eenvoudig hier insnoer. Dan het ons 2 dogterselle. En hier kan jy sien begin die kernmembraan weer verskyn. Daar is nog steeds die selmembraan, daar is nog steeds die sitoplasma. Maar nou het ons volledige kromosome. So hier hoef nie na telofase 1 nou eers 'n interfase plaas te vind nie, want hier is 'n kromosoom wat gerepliseer is. Hy het 2 kromatides. Maar wat belangrik is dat jy nou sal agterkom, ons het begin met profase 1 met 'n sel met 4 kromosome. Ons eindig aan die einde van die eerste meiotiese deling, telofase 1, met 2 selle, en al 2 selle het nou 2 kromosome. En daai 2 kromosome besit eienskappe van die homoloë paar waarvan hulle deel was, van die vader en die moeder. So hier is geneties verskillende 2 selle. Reg, telofase 1 is afgehandel, en nou gaan hy direk oor na profase 2. So, ons het nou 2 selle gehad, wat die produk was, 2 haploïde selle, en nou gaan hierdie 2 haploïde selle profase 2 ondergaan. So weer kan jy sien, kernmembraan, daai stippeltjies dui altyd aan die kernmembraan is besig om te verdwyn of te verskyn, so jy sal weet waar verdwyn hy, en waar verskyn hy, by die profase altyd verdwyn hy, en daar gaan weer 'n spoel begin vorm hier. Nou wat in hierdie sel gebeur in daardie sel.
So kom ons gaan kyk dan nou wat gebeur in metafase 2. Daardie 2 kromosome kom rangskik nou bo op die ewenaar met hulle sentromere op die ewenaar en heg aan daai spoeldrade wat daar vas is by die sentriool. En selfs die manier hoe hulle ook lukraak hulle self rangskik, bring weer nuwe eienskappe in as ons daai 2 selle of daai sel nou gaan verdeel. Want as ons hom so verdeel, beteken dit daai sel gaan eienskappe hê en hierdie sel gaan ander eienskappe hê. Hulle lyk hierdie kromatied en daai kromatied is nie meer identies nie as gevolg van oorkruising. En jy weet ook, dis nou metafase 2 hierdie, omdat daai kromosome enkel in 'n ry kom lê het. Goed, dan gaan ons na anafase 2 en ek wil vir jou ook sê dat hierdie tweede meiotiese deling lyk eintlik presies soos wat jy van mitose geleer het in graad 10. Dit is eintlik die mitotiese proses, maar ons gaan nie sê dis mitose nie, ons praat van die tweede meiotiese deling en as ons hier by anafase 2 kom, dan gaan daai fibril of spoeldrade nou inkrimp, hulle trek saam en dan breek hulle natuurlik nou hierdie kromosoom in 2 en ons het nou 'n enkele draadjie, enkele kromatied aan hierdie kant met 'n stukkie sentromeer en aan daai kant die ander stukkie sentromeer met die ander draadjie. Goed, en dan begin die insnoering alreeds weer hier. So ons het weer hier 'n kernverdeling, karyokinese. Reg, kom ons gaan kyk dan nou wat gebeur hierso by telofase 2. Nou het die sitoplasma so verdeel dat daar nou selmembrane tussen daai 2 selle gevorm het en tussen daai 2 selle. So ons het nou 'n produk hier van 4 selle. En in hierdie 4 selle sien ons in elkeen 2 kromatieddraadjies. Ons het nou daarvan gepraat het in die ou tyd van dogterskromosome, dit is nog steeds dogterskromosome, maar die eksaminator wil nou graag hê jy moet ook die woord gerepliseer en ongerepliseerd gebruik. So hierdie is 'n kromosoom met 'n enkele draadjie. So hy's weer ongerepliseerd, né? Hierdie kromosoom is ongerepliseerd. Is soos 'n dogterskromosoom, want 'n dogterskromosoom het ook net 'n enkele kromatied met 'n bietjie sentromeer, so ook hierdie. Maar as daar dan nou DNS-replisering gaan plaasvind na telofase 2 met 'n interfase, dan gaan hy weer 'n heel kromosoom vorm met 2 kromatides. So as jy hom nou moet benoem, dan gaan jy praat hier van 'n ongerepliseerde kromosoom, of ek reken dogterskromosoom is ook nog aanvaarbaar, maar gebruik maar wat die eksaminatore nou vir jou wil sê. Goed, so ons het dus hier 4, eerstens haploïde selle, tweedens verskil hierdie selle absoluut van mekaar. Dis 4 geneties verskillende selle. En hierdie 4 selle gaan dus vir ons uiteindelik die gamete vorm. Reg, so dit gee dan nou vir ons die meiotiese deling se eerste meiose deling en die tweede meiotiese deling. En die hele doel van meiose natuurlik is om die haploïde gamete te kry, sodat as 'n haploïde gameet en 'n haploïde gameet met mekaar versmelt, dan het ons weer 'n diploïde sigoot. En dan beteken dit die kromosoomgetal van daai organisme sal altyd deur al die geslagte dieselfde wees. En dan natuurlik die ander ding is om die variasie te skep, want hoe meer variasie daar is, hoe meer en beter kans is daar vir oorlewing. Dit is dan nou in kort hierdie 2. Nou gebeur dit somtyds dat meiose skeefloop. En ek gaan nie baie daaroor sê nie, want ons het oor genetika ook daaroor gepraat. Ek wil net die term nidus junctie weer vir jou voorhou, want een van die vrae wat ek nou het ook 'n nidus junctie in. Nidus junctie beteken, as ek teruggaan na hierdie fase, metafase 1, dan gebeur dit soms dat hierdie kromosoom, hierdie homoloë paar nie van mekaar skei nie. Albei hierdie kromosome beweeg na hierdie pool
En hierdie twee het normaalweg geskei. Eenetjie na hierdie pool en die ander een na die pool naast aan hom. Maar hierdie het nie geskei nie en dit noem ons nie disjunksie. En dis daar waar Down-sindroom vandaan kom wat ons in genetika ook gedoen het. Sodat jy net daai term ook ken. Reg, kom ons gaan kyk dan gou-gou na so 'n paar vrae wat hulle vir jou kan vra, waar en waarop moet jy let. Nou, jy moet onthou, meiose kom in albei vraestelle voor. So, in vraestel 1 gaan jy hom kry saam met voortplanting, en vraestel 2 gaan jy dit kry saam met genetika. En wat nou belangrik is, by elkeen is dit omtrent 12 punte hier en 11 punte daar, so min of meer 12 punte per vraestel. Nou hier het ek vir jou 'n paar vrae uitgehaal, sodat jy bietjie kan kyk na die tipe vrae wat gevra word, en ek het bietjie probeer om ander soort vrae te kry, dat dit bietjie anders lyk ook. So hier sê hulle vir ons, bestudeer die diagram van 'n fase van meiose hieronder. En nou sien jy onmiddellik 4 selle, en in elke sel sien jy 'n kromosoom, 'n lang kromosoom, maar jy sien net een draadjie, en jy sien 'n klein kort kromosoom met een draadjie. So ons kan sommer nog voordat ons na die vraag gekyk het, kan ons al van mekaar sê, dat hierdie is definitief telofase, en dit sal wees telofase 2, omdat daar 4 selle is, met elkeen 2 ongerepliseerde kromosome. Reg, so kom ons kyk nou na die vraag. Hier vra hulle nommer 1. Identifiseer die fase in die diagram hierbo. Ek het nou vir jou verduidelik hoekom ek so gesê het. So dit is definitief telofase 2. Nou sê hulle, G. Ouens, identifiseer, sê net, jy moet net sê wat dit is. G sê vir jou, gee vir my 2 redes. Jy hoef nie uit te brei nie, gee net vir my redes. Jy hoef nie te verduidelik nie, maar gee die 2 redes hoekom jy sê dis telofase 2. So my eerste rede sal dan nou wees die feit dat daar 4 selle is. En ons weet ook dat dit 4 haploïde selle is, maar dis moeilik om dit nou daar te gebruik want ons het nie 'n prentjie wat gewys het hoe hy begin nie. So kom ons vat hom net soos wat hy daar is en dan sal ek die tweede antwoord definitief gee. Ons het 2 kromosome wat ongerepliseerd is. 2 ongerepliseerde kromosome. Met ander woorde, ons het 1 stel kromosome. Want die ander stel kromosome is mos in daai sel. So ons het 1 stel ongerepliseerde kromosome of met slegs 1 kromatied. Goed, nommer 1.3. Hoeveel kromosome is teenwoordig in elke sel in hierdie diagram? Nou, alhoewel dit ongerepliseerd is daar 2 kromosome. Hulle gaan weer gerepliseerd raak tydens interfase. So, daar is definitief 2 kromosome in daardie in elke sel. Goed, dan die volgende vraag, weet ek nou nie hoekom ek kom alles weg en saam nie, maar kom ons kyk maar na hom. Nou vra hulle, hoeveel kromosome was teenwoordig in die oorspronklike sel aan die begin van meiose? Nou ouens, ons weet, aan die einde van meiose 2 het ons 'n haploïde selle. Die selle is haploïd. So as hier nou 2 kromosome was, dan moes hulle dubbel soveel gewees het in die eerste sel wat begin het met meiotiese deling. So daar moet wees 4 of ons kan sê 2 paar kromosome, want 2 paar kromosome gee ons vir jou op die ou ende 4 kromosome. Reg, dan kom ons by nommer 1.4 wat sê die selle in die diagram is nie identies nie. Kyk wat sê hulle. Noem 2 prosesse. Hulle wil niks verduidelik, ekstra inligting nie. Jy moet net die 2 prosesse noem wat veroorsaak het dat selle verskillend is. So, ons gaan sê oor kruising wat by profasie 1 plaasvind. Jy hoef dit nie te sê nie, jy hoef net die prosesse te noem. En dan daai lukrake, ewekansige rangskikking van die kromosome op weerskante of op die ewenaar in meiose of liewer in metafase.
Goed, dan verduidelik by nommer B, verduidelik die belangrikheid vir 'n spesies dat die selle van mekaar verskil. So ek dink ons het dit nou eintlik al vir mekaar gesê hierso, maar kom ons kyk weer na die antwoorde, want ek dink die heel belangrikste is, daar moet genetiese variasie wees. So, as die selletjies geneties van mekaar verskil, lei dit tot variasie in die nageslag. Of 'n ander mooi ding wat nou ook hierby staan is, dit vergroot die geenpool. Dis mos ongelooflik, hoe groter die geenpool is, hoe beter kan die gene of die organismes dan oorleef in verskillende omstandighede. So dis belangrik en dit is dan ook, dit verhoog die spesies se kans op oorlewing. Goed, so dit is dan hierdie vraag. En dit lyk altyd maklik, maar ons raak dikwels baie verward as ons na die diagramme kyk. So maak seker dat jy die diagramme verstaan en dan beantwoord jy die vraag vanaf hierdie diagramme. Weet jy wat sal baie kinders nou hier geskryf het? Hoeveel kromosome was teenwoordig in die oorspronklike sel aan die begin van meiose? Dan dink hulle hierdie is 'n menssel. Dan sê hulle 46. Maar dit gaan oor hierdie sel. So maak seker dat jy nie die mens se kromosoomgetal inbring by 'n vraag waar dit nie ter sprake is nie. Maar as hulle vir jou sê, wat sal die mense wees? Dan gee jy dit. Reg, so kom ons kyk gou-gou na die volgende vraag. Goed, hierso het ons diagramme wat verskillende fases van meiose verteenwoordig. En hulle is nou deur mekaar hier. Kom ons kyk eers na die diagramme en dan gaan ons na die vraag toe. So hier in diagram 1 sien ons daar is 2 kromosome. Hulle is nie dieselfde nie, so hulle is nie 'n homoloë paar nie. Daar is 'n kort enetjie en daar is 'n lang enetjie. En ons sien hier is die begin van 'n spoel. By diagram 2 sien ons, het ons homoloë pare wat weerskante van die ewenaar gerangskik is. So, ons weet, dis definitief metafase 1, want daar's nog homoloë pare by betrokke. Hier sien ons dat 'n enkele kromatiedraad na daai pool toe gaan, na daai sentriool, en die ander, sy maatjie, sy susterkromatiet, gaan na hierdie sentriool. So hier weet ons het te doen met anafase. En daar's net 'n enkele kromatiet, met ander woorde, anafase 2. En hierdie een sal dan wees profase, en omdat daar nie homoloë pare is nie, profase 2. So goed, kom ons kyk nou gou wat sê hulle. Identifiseer die volgende. Nou A is maklik, dis die sentromeer, julle ken dit. B is maklik, daar's hy, dis die homoloë kromosoompaar. En dan natuurlik C is ook maklik, dis die spoeldrade. So dis die maklike deel. Almal moet daai antwoorde ken. Dan sê hulle 1.2, identifiseer die fase wat in diagram 3 voorgestel word. Ek het vir jou klaar verduidelik hoekom dit so is. So die fase sal dus wees anafase 2. Want hy's besig om weg te trek na die pole toe, né? Dan 1.3, skryf die nommers van die diagramme neer om die volgorde waarin die fases plaasvind te toon. Nou as ons gaan kyk na hierdie, dan is hierdie die fase wat eerste plaasvind, want hier is nog diploïd. Dan, want dit is dan metafase 1, dan sal dit profase 2 wees, en dan sal dit anafase 2 wees. So die antwoord sal dus wees diagram 2, 1 en 3, want hulle sê, skryf die nommers van die diagramme neer. Nie nommers en name nie, net nommers. Dan natuurlik noem 1 verskil tussen metafase 1 en metafase 2, daar is die antwoord reeds op die skerm. So, daar het ons homoloë pare, wat weerskante van die ewenaar rangskik, en hier het ons 'n enkele kromosoom gehad, wat gerangskik het, en, dit is nou anafase 2 hierdie, maar in metafase 2 sal 'n enkel ry kromosome op die ewenaar gerangskik wees. Reg, so kom ons kyk gou hier na ons, ek dink dis ons laaste vraag hierdie.
En hierdie is eintlik deel van kort vrae gewees in verlede jaar se eksamenvraestelle met 'n hele klomp sketsies. Nou wil ek jou hê jy moet net vir my mooi na daai sketse kyk. Baie keer dan as jy hierdie skets sien, dan besef almal nie ons het hier met 2 selle te doen nie. Hier is 'n dogtersel, hier is 'n dogtersel. So ons is hier in meiose 2 met hierdie selle. Hier is ons in meiose 2, want daar deel daai 2. Hierdie en hierdie het ons 'n enkele sel. So dit gaan wees verskillende fases van meiose 1. Nou goed, kom ons kyk nou eers na die verskillende vrae wat hulle vir ons vra. Eerstens sê hulle vir ons, identifiseer nommer A. Nou, al die antwoorde gaan nou, gaan nie, nou moet tegelijkertijd kom nie. A is dan wat die pool vorm, naamlik die sentriool. En onthou, hulle sê het ook hierso gesê die sentrosoom, want jy het geleer, ons skry 'n sentrosoom met die sentriole wat dan verdeel, om dan vir ons 'n sentriool na die een pool toe te laat gaan as pool, en die ander na die ander pool. So dis hoekom hulle ook sentrosoom hier korrek gemerk het. So kom ons kyk na waar is B. So B is 'n gewone kromosoom. En nommer C is die selmembraan. Ouens, ons moet nie so gefokus wees dat ons net na die kromosome kyk en skoon vergeet, ons het hier te doen met 'n sel wat uit 'n selmembraan bestaan, en as hy daai stippellyntjies het, beteken dit dis die kernmembraan wat verdwyn. Daai goed het ek nou glad nie weer gedoen nie, want dis goed wat jy nou al ken van mitose af. Daai bly dieselfde, dis altyd dieselfde. En hier kan jy sien, begin die spoel nou ontwikkel. Wat egter belangrik is as jy 'n sketsie kry soos hierdie, dat jy nie sal sê hierdie is interfase nie, want hier sien ons definitiewe prosesse wat hier aan die gang is. So ons is hier definitief besig met profase 1. Reg, kom ons kyk nou na die volgende vraag, en ek gaan nou maar so heen en weer moet blaai, want ek het nou nie genoeg plek gehad nie. Eerste sê hulle, gee die nommer en naam van die fases wat die volgende toon. Ewekansige rangskikking van kromosome op die ewenaar. So kom ons gaan soek, ewekansige rangskikking van kromosome op die ewenaar. Dit sal dan wees nommer 2. Hier is die 2 selletjies, hulle is nou in die metafase 2, so jy sou dus daar geskryf het, as ons net terug gaan na die volgende skyfie toe, sou jy geskryf het nommer 2, metafase 2. Dan vra hulle nou oor kruising, so ek kan nou sien, hierdie gaan 'n groot gemors wees, want elke keer gaan alles nou eers weer weg wees, maar toe maar. Oor kruising, kom ons kyk waar is oor kruising. Dit is dan nommer 4, en daar kan ons duidelik die oorkruising sien. So ek gaan nou sommer vir jou die ander lees, en dan kyk ons hier, en dan sal ek net nou vir julle die antwoorde gee. Die derde een sê, hulle gee die nommer en naam van die fase waar nie verdeling of skeiding voorkom. Daai nie disjunksie waarvan ek gepraat het, né? Kyk mooi hierso. Hier is anafase. Hier het ons 3 kromosome aan hierdie kant, en daar het ons net 'n enkel kromosoom. Dit was veronderstel, 2 moet hierdie kant wees, 2 daai kant. So hierdie stel dus nie disjunksie voor. Nie heeltemal soos wat ons hom nou al geleer en geteken het nie, maar dan aanvaar jy, as daar net 1 is, en by die ander kant is daar 'n ekstra 1, dan aanvaar jy, dis nie disjunksie wat daar plaasgevind het. Reg, so dit is dan daai verskillende vrae. Nou gaan ek sommer die volgende vraag ook vir jou lees, hier van my boek af, en dan gaan ons na dit kyk en antwoorde gee, en dan sal ek terugkom dat jy die hele antwoorde kan sien mooi aan die einde. Nou vra hulle, hoeveel kromosome sal aangetref word by die selle aan die einde van meiose, soos in die diagramme getoon. So nou, aan die einde van meiose, hier kan ons sien, is ons baie na aan die einde, want hier is telofase nou besig om te gebeur al, né? So ons sien, hierdie sel het 2 kromosome, en daai sel het 2 kromosome. So, aan die einde van meiose, sal daar 2 kromosome wees. Dan vra hulle, kyk nou wat vra hulle nou. Hoeveel kromosome sal aangetref word by 'n normale
menslike sperm. So nou verwys hulle vanuit hierdie skets na 'n menslike sperm. En dit is dan 23 kromosome. Dit weet jy sommer maklik en sonder moeite. En dan die laaste vraag wat hulle vir ons vra is, die somatiese sel van 'n normale moeder wat 'n seun met Down-sindroom het. Kyk wat is die vangplek hierso. Die somatiese sel van 'n normale moeder. So as die moeder normaal is, dan beteken dit haar somatiese selle, haar liggaamselle, gaan gewone 23 paar kromosome in dit hê, of 46 kromosome daarin hê. Die feit dat sy 'n Down-sindroom kind het, verander nie haar somatiese selle nie. Reg so die antwoord is dan 46. So daar gee ek nou net dat julle terwille van volledigheid nou die hele stelletjie het, daar gee ek vir die antwoorde en hier's nou maar drietjies wat ons gedoen het. Daar is nog baie ander, maar wat belangrik is, sorg dat jy die beginsels van meiose verstaan. Jy moet meiose 1 en meiose 2 kan vergelyk, soos wat ons net nou metafase 1 en metafase 2 vergelyk het. Jy moet kan mitose met meiose kan vergelyk. So, hierdie was dan nou net om jou weer 'n bietjie op te skerp en ek hoop dat jy dalk net een ding ekstra geleer het wat dalk vir jou daai ekstra punt in 'n eksamen sal gee. Nou maar goed, matrieks van 2020, ek wens vir julle net die beste toe en ek hoop dat julle binnekort by julle skole kan uitkom en dat julle regtig waar sal kan aangaan en voel julle het nie verlore en agtergeraak in hierdie vak nie en dat jy nou net sal afrond in jou klas en al die ekstra lekker praktiese doen wat daar altyd te doen is. Mag dit met julle baie goed gaan. Ek wens vir julle net die beste toe. Baie dankie dat julle na my geluister het en totsiens.